Krat met 'n massa van 3 kg is in rus by punt A op 'n wrywinglose horisontale oppervlak. So belangrik, die krat staan stil. Die aanvanklike kinetiese energie van die krat is dus 0. Konstante horisontale krag F van 12 Newton werk in op die krat en beweeg dit van punt A na punt B. Die krat beweeg vanuit rus, so daar is 'n nie-nul netto krag wat inwerk op die krat wat lei tot die versnelling van die krat tot by punt B. Die krat beweeg dan teen 'n ruwe skuinsvlak af teen 'n hoek van 20 grade met die horisontaal. So hier gaan wrywing ter sprake wees soos die krat teen die helling afwaarts beweeg. Die afstand vanaf punt A na punt B is 7 meter en vanaf punt B na punt C is 6,8 meter. En let net daarop, A na B horisontaal, B na C teen 'n skuinste af. Eerste vraag vir 2 punte. Stel die arbeid-energiestelling in woorde. Die netto-arbeid op 'n voorwerp verrig is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie van die voorwerp. Op jou formuleblad kry jy die arbeid-energie vergelyking. So jy gaan basies hierdie vergelyking vat en dit in woorde herskryf. Hierdie definisie is al voorheen gevra en is een van die belangrike definisies wat jy in graad 12 moet ken. Gebruik slegs energiebeginsels en bereken die kinetiese energie van die krat by punt B. Nou, jy het sopas die definisie gegee vir die arbeid-energiestelling, so nou gebruik jy die arbeid-energiestelling in simboolvorm. Nou, om dit vir jou maklik te maak, die netto arbeid verrig is die som van 4 komponente. En hierdie 4 komponente is die arbeid verrig deur een of ander toegepaste krag, die arbeid verrig as gevolg van gewig, gravitasie, die arbeid verrig as gevolg van wrywing en die arbeid verrig as gevolg van die normaalkrag. Nou in hierdie geval, as ons kyk na daai 4, dan weet ons daar is arbeid wat verrig word deur die horisontale krag. En dit het 'n waarde want F het 'n waarde van 12 Newton. Dan die arbeid verrig deur gravitasie, hierdie gaan 0 wees, die krat bly op dieselfde hoogte. Dan die arbeid verrig deur wrywing, daardie aspek gaan ook 0 wees, want hulle sê vir ons dit is 'n wrywinglose oppervlak. En laastens, die arbeid verrig deur die normaalkrag gaan ook 0 wees. Inteendeel, arbeid verrig deur die normaalkrag is feitelik altyd 0 in graad 12. Die netto arbeid verrig is dus in hierdie geval gelyk aan die arbeid verrig deur die 12 Newton horisontale krag oor 'n afstand van 7 meter. En dit is gelyk aan die verandering in die kinetiese energie. Nou ons weet dat die krat aanvanklik in rus is, so hierdie term, die aanvanklike kinetiese energie, gaan gelyk wees aan 0. So nou kan ons hierdie gaan herskryf as die krag wat 12 is, en ons menigvuldig dit met die verandering in die horisontale verplasing, dit is 7 meter, maal met die kos van 0 grade. Hoekom 0 grade? Onthou, die krat beweeg van links na regs en die trekkrag is in die rigting links na regs. Met ander woorde, in dieselfde rigting, theta is 0 grade. En 12 maal 7 maal met die kos van 0 is 1, gee vir ons 'n waarde van 84 joule en dit is die kinetiese energie by punt B.
Krag F word verwyder wanneer die krat punt B bereik. Die krat ervaar dan 'n konstante wrywingskrag van 21 Newton soos dit teen die skuinsvlak afbeweeg. Vir 3 punte teken 'n vrye liggaamdiagram wat al die kragte toon wat op die krat inwerk soos dit teen die skuinsvlak afbeweeg. 3 punte, 3 kragte. Ons het die normaalkrag wat uitgeoefen word loodreg met die oppervlak. Dan is daar die wrywingskrag wat teen die bewegingsrigting inwerk en laastens die gewig van die krat wat reguit afwaarts is. Laaste vraag, tel 5 punte. Gebruik slegs energiebeginsels en bepaal of die krat by punt C sal verbygaan. Nou ons gebruik presies dieselfde vergelyking as voorheen. Onthou weer eens, W-net het 4 komponente en kom ons evalueer dit in hierdie geval. Daar is geen eksterne krag wat inwerk nie, so WF gaan 0 wees. Daar is baie beslis arbeid wat verrig word as gevolg van gravitasie, want van B na C is daar 'n hoogteverandering. Daar is wrywing wat inwerk, met ander woorde, arbeid gaan verrig word en dit gaan ons nie konservatiewe arbeid wees wat verrig word en dan, ons weet teen die tyd, ons arbeid verrig as gevolg van die normaalkrag gaan ook 0 wees. So basies moet ons 2 waardes bereken, die arbeid as gevolg van gravitasie en die arbeid as gevolg van wrywing. So kom ons werk gou-gou die arbeid verrig deur wrywing. Kom ons werk dit gou-gou uit. So dit is ons kinetiese wrywingskrag maal met die delta X, die verandering in verplasing waarop dit inwerk, maal met cos van theta. Hulle het vir ons gesê 'n konstante wrywingskrag van 21 Newton werk in en die afstand waaroor dit inwerk is 6,8 meter en dan maal ons dit met die cos van 180 grade. Dink jouself in, die krat beweeg afwaarts teen die helling af, maar wrywing is in die teenoorgestelde rigting. En dit gee vir ons dan minus 142,8 joule. So ons eerste aspek het ons nou bereken. Die tweede aspek wat ons bereken is die arbeid verrig deur gravitasie. En dit is Fg maal met die verandering in vertikale verplasing maal met cos theta. Nou jy weet Fg is massa maal met gravitasieversnelling maal met delta I. Nou dink mooi. As ons werk met arbeid verrig as gevolg van gravitasie vertikaal. Met ander woorde, ons soek daardie sy. En dit gaan ons kry, dis die oorkantste sy, ons het die skuins sy, so dit gaan wees 6,8 meter maal met die sin van 20 grade. En dan moet ons dit vermenigvuldig met cos theta. Nou dink jouself in, as ons net vertikaal fokus, die krat beweeg afwaarts, gravitasie is afwaarts, dis in dieselfde rigting, met ander woorde cos van 0 grade. So die massa is 3 kg, dis 9,8 meter per sekonde kwadraat, maal met 6,8 maal met die sin van 20 grade, en ons maal dit met 1. En dit alles gee vir ons 'n finale waarde van 68,377 joule. Nou vervang ons bloot ons waardes in. Die arbeid verrig deur wrywing minus 142,8 joule. Dit moet negatief wees. Dis energie wat die stelsel verlaat. Dan plus die arbeid verrig deur gravitasie is 68,377 en dit is gelyk aan die kinetiese energie by C
minus die kinetiese energie by B, ons het dit van tevore bereken, dit is 84 joule. So as jy dit dan gaan uitwerk, dan sien jy dat die kinetiese energie by C is 'n positiewe waarde, 9,577 joule. En aangesien daardie waarde positief is, beteken dit die krat het steeds kinetiese energie as dit by punt C uitkom, so gevolglik kan ons sê dat die krat wel verby punt C gaan beweeg. Onthou net, jy moet dit op die einde van die dag beantwoord. Jy kan nie hierso stop nie, want die vraag bepaal of die krat by punt C sal verbygaan. So jy moet 'n laaste stelling maak deur te sê die krat sal wel by punt C verbygaan.